Geliefde broer en suster, ons almal ken name van mense. En wanneer jy die naam hoor, dan herinner dit jou aan iemand. Miskien iemand wat ergens die nuus gehaal het en so bekend geword het. Miskien 'n naam wat 'n mens op die sosiale media raakgeloop het en wat elke tweede boodskap verskyn. Ons ken die name van magtige heersers, internasionale presidente, konings, regerders. Ons ken die name van 'n klomp mense. Maar as jy jouself die vraag sou afvra, daai naam, wat beteken hy werklik vir jou? Daai naam, wat het hy vir jou agtergelaat wat kosbaar is of wat belangrik is? Wat het daai naam vir jou geleer? Wat werklik waarde in jou lewe het. Skielik as ons oor al hierdie name, of dit nou 'n koning Charles of 'n president Donald Trump of iemand uit die geskiedenis is soos 'n moeder Teresa of wie ook al is, word daardie name vir ons eintlik niks seggend. Leeg. Ongelukkig is dit ook so dat baie van hierdie groot name wat ons in ons samelewing hoor, name is wat gekoppel word aan skandelike optredes. Optredes wat 'n mens eintlik nie op roem nie, maar wat 'n mens graag agter 'n toedeur wil gaan toesluit. 'n Naam kan ook maar net 'n naam bly, omdat dit vir watter rede ook al bekend geword het. Maar dan is daar een naam wat wêreldwyd bekend is. Een naam waar rondom die hele wêreld se doen en late draai. Vandag is dit die 14de Desember van 2025. Ook eintlik geen belangrike datum nie. Behalwe dat hierdie datum bepaal word rondom hierdie een naam wat alle ander name oortref. En dit is die naam Jesus. Want hierdie datum word bepaal deur voor Christus en na Christus. Ons is vandag 2025 jaar na die geboorte van Jesus Christus, besig om ons tyd, ons aandag, ons lewens te bepaal rondom hom. Waar ook al jy in die wêreld is, word jou dag en jou lewe bepaal rondom hierdie naam. Rondom hierdie gebeure. 'n Tydsbepaling wat gemaak word rondom Jesus se koms aarde toe. God se ingrype wat die hele wêreld se aktiwiteite kom verander het. En alhoewel almal hierdie naam ken, of kom ons stel dit anders, alhoewel almal van hierdie naam weet, is die inhoud en die betekenis van die persoon vir ons van meer belang as net die naam. Want 'n naam kan net so maklik, ook Jesus se naam, leeg en sonder inhoud word.
En daarom is dit belangrik dat ons nie net 'n naam sal ken nie, maar dat ons die persoon van die naam ook sal raak sien. Ons lees in die Bybel in 'n tyd, die geskiedenis, toe hierdie naam nie bestaan het in die vorm soos wat ons hom vandag ken nie. In die tyd voor Christus, in die tyd voor Jesus dan gebore is, was daar ook mense met 'n naam soos syne. Jesus se Hebreëse vertaling of naam daarvoor, of die uitspreek daarvan, is Yeshua. 'n naam wat nie op ons oor vreemd klink nie, maar 'n naam wat beteken God red. Jahwe red. Ons sal dit vandag vertaal met die Here red. En in hierdie tyd voordat Jesus gebore is en 'n naam bekend was, kom ons noem dit maar 'n baie algemene naam bekend was daar vasgehou aan 'n belofte. Daar sal eendag iemand kom wat die volk sal van hulle elende red. Hierdie iemand, hierdie Messias wat sal kom uit die geslag van koning Dawid. Ek sal vir julle 'n ewige verlosser stuur. En broers en susters, so het daar honderde jare verloop. Meer as 500 jaar. Het mense vandat hierdie profesie aangekondig is, in die afwagting geleef van die koms van hierdie verlosser. En hulle het 'n koninklike verlosser verwag. En daar is selfs vandag nog mense in die Joodse godsdiens wat hierdie verlosser steeds afwag, omdat Jesus vir hulle steeds net 'n naam gebly het. Hierdie Jesus word toe gebore, anders as wat mense dit verwag het, anders as wat ons dit dalk vandag sou wou hê of sien of gedink het dit moet gebeur. Want God gebruik 'n onbekende meisie, wat daar nog nooit van tevore van gepraat of gehoor is nie. 'n Meisie daar in 'n plattelandse dorpie Nasaret, Maria, om hierdie kind van hom in die wêreld te bring. Hierdie verlosser van die ganse mensdom in die wêreld te bring. 'n Engel verskyn aan haar en deel hierdie swangerskap met haar. 'n Engel verskyn ook aan Josef, wat hierdie swangerskap verder verduidelik, sodat hy nie net vir Maria moet los nie, maar dat hy haar as sy vrou moet neem. Wat hy dan ook gedoen het. Maar dan lees ons ook hier in Matteus, en julle moet hom die naam Jesus gee. Want dit is hy wat sy volk, God se volk, van al hulle elende en sondes sal verlos. Hy sal nie net iemand wees nie. Hy sal iemand baie spesiaal wees. Josef en Maria het opgewonde gewag oor die koms van hierdie kind van hulle. En hierdie Jesus word dan ook gebore, toe daar 'n geskarrel van mense was in die strate van Bethlehem. Toe elke hotel en herberg en blyplek beset was vir 'n groot volkstelling wat gehou moes word.
daar in hierdie geraas van strate, omdat sy swanger was, en hierdie pad vir haar vermoeiend was, het hulle laat daaraan gekom. En die enigste plek wat vir hulle beskikbaar was net 'n stal. 'n Stal waar hulle kon tuis gaan. En in hierdie stal word Jesus gebore. Jesus, die Seun van God, wat die mensdom kom red van hulle ganse ellende. Broers en susters, hierdie een naam wat alles verander het, hierdie naam wat baie meer is as net 'n naam, word dan ook spesifiek beskryf. Hierdie Jesus was nie maar net Jesus nie. Hierdie was Jesus van Nasaret, omdat daarna 'n spesifieke persoon verwys word. Hierdie Jesus is Jesus Christus, die een wat gekom het. Christus beteken daardie een wat gekom het, soos wat Messias beteken die een wat sal kom. Hierdie Jesus is die Seun van God. Jesus is nie net 'n naam en 'n antwoord op wat ook al die vraag is nie. Jesus is God wat mens kom word het in nederigheid. Nêrens lees ons van hierdie Jesus as 'n hoogdrawende regeerder wat die scepter geswaai het en vingers geklap het en almal moes spring nie. In nederigheid was hy 'n dienskneg wat mense gedien het, wat God gedien het, sy Vader gerespekteer en geëer het, voortdurend 'n tyd alleen gaan soek het om te bid, wat skares mense onderrig het, sodat hulle kan weet en ons vandag kan weet wat van ons verwag word, wat ons opdragte is wat ons moet gaan gehoorsaam. Hierdie Jesus het ons geleer van diensbaarheid en gehoorsaamheid en absolute afhanklikheid. Hierdie Jesus sterf ook aan 'n kruis onskuldig, so ongeveer 35 jaar na sy geboorte. En met daardie sterwe gryp God tot in ons diepste wese in. Want met daardie sterwe oorwin hy die dood. Oorwin hy die straf van die mens. En word hy vir ons nie net 'n naam nie, maar word hy ons verlosser, wat ook ons moet dien en gehoorsaam en navolg. 'n Verlosser oor tyd en ewigheid heen, maar steeds iemand waar rondom ons hele lewe en ons tyd en ons aktiwiteite draai. Soos Jesus gekom het na ons wêreld, het hy ook nie net gesterf nie, maar is hy ook verheerlik. En het hy weer opgevaar na die hemel, om daar te sit aan die regterhand van sy Vader. Maar hy self het ook vir ons opnuut 'n belofte nagelaat, dat elkeen wat in hom glo, vir ewig saam met hom sal lewe. En dat hy ons sal kom haal, om ook by hom te kan wees, vir altyd. Broers en susters, alhoewel ons almal die naam Jesus ken almal nie vir Jesus nie. Om Jesus te ken, beteken dat ons in hom moet glo. En glo is so 'n maklike woordjie,
maar so 'n groot optrede. Glo is daardie seker wees van die dinge wat ons hoop. Daardie oortuig wees van die dinge wat ons nie kan sien nie. Ja, onsekerheid lê in 'n lewende hoop, omdat Jesus lewe, omdat hy 'n lewende regeerder is, die koning van alle konings, die heerser van alle heersers, die Alfa en die Omega, die begin en die einde van alles. Hy is ook Immanuel, God by ons. Nie iemand daar ver nie, nie iemand wat ons net van 'n naam van weet nie, maar iemand wat ons van harte kan ken. Iemand met wie ons in 'n verhouding kan leef, met wie ons kan praat in gebed, met wie ons in toewyding ons optrede meer kan gaan uitleef. Al kan ons vandag nie sien hoe hy deel is van ons lewens dalk nie, fisies nie, maar in die geloof alles duidelik kan sien, want dit is so lewensveranderend dat woorde dit nie eers kan beskryf nie. Ons maak so dikwels die fout om te dink dat glo kom en kry is. Maar glo is eintlik uithaal en wys. Soms vasbyt en deurdruk. Dit is soms 'n pad deur diep riviere of donker dieptes. Maar daar waar ons oog op God gerig hou, word die nogtans en die ondanks deel van ons lewens. Nogtans sal ek die Here loof, ondanks my omstandighede sal ek aan hom vashou. Met sekerheid sal ek bly hoop. Liefdes, om Jesus se naam te ken, beteken nie dat ons hom ken nie. En daarom dat Jesus self ook, as hy die mense onderrig, daar in die bergpredikasie wat ons lees in Matteus 7, dan sê hy ook, nie almal wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemele ingaan nie. Net hy wat die wil van my Vader doen, sal dit kan beerwe. Die aanroep van 'n naam kan so maklik leeg en sonder inhoud wees, as ons nie die persoon wat die naam dra, ken en gehoorsaam nie. En daarom is Kerstyd en Kersfees nie 'n tyd van persente en kersbome en een of ander spesiale aanbiedings nie. Maar 'n Kerstyd, 'n tyd van onthou. 'n tyd van onthou van God se ingrype in ons lewens. 'n tyd van onthou dat Jesus Christus jou enigste verlosser en saligmaker is. 'n tyd van onthou dat ons moet glo. Glo met erkenning. Glo in gehoorsaamheid. Glo in dankbaarheid. Glo in absolute afhanklikheid. Ja, Kersfees word vir ons die simbool van onthou. Maar Kerstyd kan ook so maklik verkeerde inhoud en verkeerde betekenis kry. En kom ons vier Kersfees as 'n ware Christusfees. En kom ons herdenk ook in hierdie tyd van die jaar God se ingrype in die lewe van die ganse mensdom.
Kom ons gaan leef die naam Jesus uit. Nie net as 'n naam nie, maar as 'n persoon wat ons dan ook erken. Wie se wil ons wil gehoorsaam en wil nastreef. Vir wie ons 'n ligdraer in hierdie wêreld wil wees. Die een wat ons lewens sin en betekenis gee. Kersfees is 'n vreugdetyd, omdat ons kan onthou van God se grootheid in ons lewens. 'n Helder ster wat skyn vir altyd. Amen. Kom ons bid saam. Jesus, as ons U so aanroep, dan bely ons vandag meer as net 'n naam. Maar ons dank U dat ons U op die naam mag ken en mag aanroep en voor U mag neerbuig in erkenning. Nie vir die naam wat U dra nie, maar vir die persoon wat U is en was en tot in alle ewigheid sal wees. U is ons Here. En ons wil U altyd volg, dien en eer. Want U verdien al ons aanbidding, altyd. Help ons asseblief om U gehoorsaam te dien. U wil na te streef en in dankbaarheid elke dag ons harte vol te maak vir wat ons soveel uit genade van U ontvang. Dankie vir hierdie tyd van onthou en dat ons so vreugde in ons harte mag dra. Maar ontvang ook ons eer en ons aanbidding, want dit kom U toe. Here, ons wil vra dat U saam met elkeen van ons sal wees ook in hierdie week wat so voor ons lê, onbekend, maar seker, omdat ons dit saam met U kan stap. Wil U saam met hulle wees wat siek is, wat hartseer is, wat eensaam is. Wil U saam met hulle wees wat bekommerd is. Vul opnuut ons harte, Here, en seën ons in U grootheid. Ons bid dit en vra dit alles in Jesus se naam alleen. Amen.